Ons gaan voort met Genesis, ons is by Genesis hoofstuk 1, vanmôre sal ons vanaf vers 11 tot vers 13 vorder, maar ons gaan vanaf vers 1 saam lees. Genesis 1 vers 1, ons gaan lees tot en met vers 13. Terwyl jy daarin blaai, kan ek net vir u sê, ek moet u dalk waarsku, vanoggend gaan ons 'n baie gewilde, 'n baie algemeen aanvaarbare teorie tromp oploop met die Bybel. Jy gaan agterkom waaroor dit gaan. Ons kan dit nie ontken nie, ons moet dit hanteer. So die hantering van vers 11, 12, en ons gaan nie baie sê oor vers 13 nie, dit is redelik maklik om te verstaan, gaan 'n verklaring, 'n verduideliking wees, maar dit wat daaruit vloei, gaan ons so 'n bietjie by stil staan. So, as jy met hierdie siening die wêreld ingaan, die kultuur van ons dag, dis nie die gewilde siening nie. Dis 'n minderheidsverslag, 'n minority report, soos die Engelse sal sê. Dis baie keer iets waaroor mense spot en lag, maar ons glo die Bybel, en dis wat ons vanoggend vir onsself moet vasmaak. Kom ons lees Genesis 1, vers 1 tot vers 13. Soos wat ons die eerste verse lees, gaan jy agterkom, dit maak nou sin, die dinge val in plek, soos wat ons dit verstaan. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. En die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem. En die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand, en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Ons skriflesing eindig daar. Ek gaan vra dat die manne staan. U is 'n verteenwoordiger van die huis. Kom ons staan en bid ons saam. Ons vra dat die Here die oordeenking sal seën. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar vanoggend vir al u goedheid. Ons lewe as gevolg van u bevel. En daar is 'n lied wat my daaraan herinner dat ons ook soms sing, ons is hier op u bevel vergader. Saam verenig in u naam wil ons tot die Vader nader. Dankie dat ons u kan roem en dat ons in u naam lofprysinge kan bring, want ons harte jubel oor u grootheid, oor wie u is, wat u gedoen het. Ons lees die skepingsverhaal en daar is lof en dank in ons harte. U is 'n groote God. Ons wil saam met Moses sê, by geleentheid het hy, nadat hy hulle bevry het, daar in Eksodus 15 gesê, ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Ja, Here, u is verhewe bo alle autoriteit en mag.
Vanoggend wil ek weer maar net vra dat U ons genade sal gee, dat U ons sal seën wanneer ons na U woord kyk en dit verklaar. Help ons om getrou te wees daarin. Help ons om ons lewe in te rig volgens die uitvloeisels, die beginsels wat ons hierin sien. Ons het U nodig, meer as ooit tevore. Nou bid ek vir die fisiese behoeftes van ons dag. U het ons geleer, ons kan bid vir ons daaglikse brood. En dit sal behels dat ons ook kan bid vir reën. Ons het reën geweldig nodig in hierdie streek. Ons roep tot die hemel dat U ons genade sal gee. En verder, Vader, wil ons meer as ons fisiese daaglikse behoeftes, wil ons U vertrou vir ons geestelike behoeftes. Meer as enigiets anders het ons U nodig vir 'n goddelike ingrype. U woord wat lewens en harte kan verander, sal U met mag en autoriteit spreek, sodat U woord sal vas staan in ons huise, in ons samelewing, in ons stad, in ons direkte omgewings. Praat nou met ons, Here, U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. U het 'n paar keer in die gedeelte wat ons nou vanmôre gaan hanteer, die woorde gesien, volgens hulle soorte. En dit is die tema waaroor ons vanmôre met U dan wil praat. Volgens hulle soorte. Die jong mense moet dalk nou gou vir my sê, wat was eerste? Die hoender of die eier? Het julle al die vraag gekry? Dit word baie keer mos as 'n tipe van 'n filosofiese ding gegooi. Ons het nou al reeds gepraat oor dag 3. Op dag 3 het God die water in die aarde geskei, aarde het na vore gekom, en nou gaan ons verder met dag 3 se skepping, in die opsig dat die Here vir ons vertel hoe is die flora geskape, die plante lewe. Genesis 1 vers 11 tot 13 is die opgetekende verslag van hoe God die grond gevul het met plantlewe. En die kern van hierdie verse is die beginsel van voortplanting. Ek het dit nou al heeltemal 'n paar keer gesê, gaan dit weer sê, nog 'n klomp keer sê. Die beginsels van Genesis is belangrik, want dit stel vir ons sekere dinge vas vir die res van die Bybel. En die beginsel wat ons hier sien, is voortplanting soos God dit bepaal het, soos God dit geskep het. En soos wat ek vir u gewaarsku het vooraf, vanoggend bots die Bybelse skepingsleer direk met wat ons ken as die evolusieteorie. En ek genoem dit sommer die sekulêre evolusieteorie. Dis 'n sekulêre stem. Dis 'n wêreldse mening. Dis 'n menslike wysheid. Dis nie Bybels nie. Maar ons kan dit nie vermy nie. Hier is vanoggend 'n botsing. En ons moet vir onsself die saak uitmaak, watter een van die twee gaan ons glo. Jy kan nie al twee glo nie, ek gaan bietjie daaroor later iets sê. God het verskillende organismes geskep, wat veroorsaak het, dat hulle volgens hulle soorte voortplant. Nie net in die planteryk nie, hierdie beginsel geld ook vir die diereryk en verder vir die mens. God het dit geskep en volgens hulle soorte plant dit voort. Hy het dit nie net gemaak aan die begin nie, hy is ook die een wat betrokke is by die voortplanting, want God is betrokke in sy skepping. Of jy moet dit glo, of jy moet aan die ander kant die evolusieteorie glo wat sê dat dit ontstaan het as gevolg van 'n lukrake proses, geleidelike proses, letterlik sê die mense, oor miljoene jare, want dis hoe al, gaan kyk maar na jou kind se wetenskap handboeke of biologie handboeke, al hierdie boeke wat hulle vir die kindertjies gee, begin altyd met miljoene en miljoene jare gelede, want dis hulle resep om alles net daarin te gooi, is miljoene en miljoene jare. Hierdie proses van geleidelike evolusie. Kom ons kyk vanoggend wat sê die Bybel, en dit gaan baie kort en kragtig wees, maar daarna wil ek implikasies van hierdie geloof. As ons 'n keuse maak en ons sê, ek glo die Bybel, dan moet ons vra, wat is die implikasies daarvan? En dis die groter deel van ons boodskap.
'n paar opmerkings. In die eerste punt, waar ons nou geleer word, die aarde kry plante. Dis dag 3 se, kom ons noem die tweede deel van dag 3, as jy nou so daarna wil kyk. Genesis 1 vers 11. En God het gesê, laat die aarde voortbring gras, spruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. God het die aarde aan die begin van die dag geskei van die see, en nou vul hy hierdie aarde. Nou oordek hy hierdie aarde met groen, welige plante. Genesis sê, dat God die plante groei van 2 soorte laat uitspreid het. 2 duidelik onderskeidbare, kyk na vers 11, 2 soorte. Die een is die soort plant met saad op die plant, van watter aard dit ook al mag wees, en die ander soort met saad binne in sy vrug. Jy kan ook gaan kyk na Genesis 1 vers 29, wat bietjie daarop uitbrei. En een van die kommentators sê oor hierdie versie, as jy na hierdie 2 terme kyk, plante met sade op die plant self, en ander die saad binne in die vrug, dan sê hy hierdie 2 terme verteenwoordig alle landbou en tuinbou plantlewe op aarde. Dink mooi. Selfs die spore van sekere plante, selfs die manier hoe hulle sade versprei, alles kan jy onder hierdie koepel versamel. Dit is die plantlewe, die landbou en die tuinbou van die wêreld. Dit wil voorkom asof die hoender voor die eier was. Want God het bome gemaak, en hy het bome geskape, dit blyk so, met hulle vrugte. So die skepping was nie die begin van 'n ontkieming vir 'n akkerboom, of vir 'n perskeboom, of hoe dit ook al moet wees, sodat hy dan vir etlike jare moes groei, voordat daar 'n saadjie kon kom nie. Dit wil blyk asof die Bybel sê, God het geskape, die bome, die plante, met hulle sade, en dan die potensiaal om voort te plant. So dis waar die vraag, jongens, vandaan kom, wat was eers die hoender of eier? Ek het nog nooit gesukkel met daai ene, want dit maak net vir my sin dat die hoender eers moet wees. Ek meen, wie gaan die eier uitbroei? Dis net logies. Die Bybelse antwoord hier is, die hoender was eerste. Die plante is gemaak. God het dit geskaap. Hy het dit soos wat hy sy skepping volmaak gemaak het, was die plante groei deel daarvan. Die klem word dus geplaas op die voortplantingsvermoë. Dis waaroor die klem gaan hier. Die voortplantingsvermoë wat God in elke plant ingebou het. Ongeag of jy 'n stiggie, of 'n tipe spoor, of 'n saadjie, of wat jy ook al nodig het hier, God het die voortplantingsvermoë in die plante ingebou. Vers 12, die aarde het voortgebring, gras, spruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. 'n volmaakte plan. Geen wonder dat God daarna kyk, en hy sê, toe sien God, dat dit goed was. Dis goed. Dit moet so wees, dit sal so wees, dis goed. God skep op hierdie manier die potensiaal vir reproduksie. Verskeie spesies, verskeie ordes, groot bome, klein plantjies, groot plante, groot blare, klein blare, groot blomme, klein blommetjies. Ons het ons al verstom as ons baie keer in die veld loop, my vrou is baie lief vir die klein blommetjies, wat jy baie keer nie eens kan raak sien nie, maar as jy baie mooi gaan kyk, dan is hy volmaak, so mooi, neem tyd, kyk daarna. Nou hierdie beginsel, waaroor ons vanoggend praat, geld ook vir die diere, en later ook vir die mens. God het geskep, en volgens hulle soorte, hier is die refrein vanmôre, volgens hulle soorte, die vermoë om voort te plant. En daarom is elke organisme vandag, elke lewende organisme vandag, is in 'n sekere sin iets van 'n natuurlike en 'n bonatuurlike getuienis.
Natuurlik in die opsig dat plante groei. Ek het nou nie groen vingers nie, maar as jy groen vingers het en jy druk 'n stiggie in die grond en hy begin groei, dan sê jy, dis 'n natuurlike produk. Dis 'n natuurlike resultaat van water in die regte grond en 'n stiggie of 'n saadjie of wat ook al. Dis 'n natuurlike reaksie. Maar moenie die bonatuurlike uitsluit nie, want God se hand is betrokke in sy skepping. Elke saadjie, elke stiggie, elke molekuule, elke deeltjie van 'n lewende organisme is onder die hand van God wat dit elke dag dra. Daarom sê ek bonatuurlik en natuurlik. So plante is vir 'n doel geskape. En plante kom van saad. Dis 'n natuurlike, logiese afleiding. Maar uiteindelik, hoor wat sê Psalm 147, vers 9, 7 tot 9. Hy sê, sing 'n danklied tot eer van die Here. Psalm sing tot eer van onsse God met die siter. Hier is nou 'n lied waaroor die Here se naam moet groot gemaak word. Hy sê vers 8, wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit, wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. God het die gras laat groei, met 'n doel, sodat die bees die gras kan eet, en sodat ons daai bees kan eet. Dit was die doel, dis God se skepingsorde, en die uiteinde daarvan moet wees, kom ons loof die Here, vir sy volmaakte skepping. Nou in die konteks van Genesis 1, soos wat ek genoem het, alles met 'n doel. Hier is dit vinnig uiteengesit. God het die aarde gemaak. Onthou jy die see en die aarde het hy geskei, die land nou aarde genoem. Hy het die aarde gemaak, sodat plante daarop kan groei. En toe het hy die plante gemaak, sodat diere en mense ons kos kan hê. Ons moet nie net vleis eet nie, ons moet dan so nou en dan iets anders ook eet. Koring, of miskien 'n bietjie blaarslaai as ons moet, en ons ma dreig ons. En pampoen, en ertjies. Hy het plante gemaak, sodat diere en mense kos kan hê. Maar hy het diere gemaak, vir die heerskappy van die mens. Ons moet heers oor die diereryk. En God het die mens geskape, man en vrou sê het hulle gemaak, om sy beeld op aarde te dra, om sy beelddraers te wees. So die verskillende soorte plante waarvan ons vanoggend praat, se doel dan is diens. Een woord. Hoekom het God plante gemaak? Hulle moet diens lewer, hulle moet kos wees, hulle moet skaduwee gee, hulle moet sekere diens, ons moet hulle hout gebruik, dis diens vir diere en vir mense. En uiteindelik gaan dit oor die eer van God. Uiteindelik die eer van God. Nou kan ek net sê hier, en is weer eens 'n baie algemene beginsel en 'n algemene sêding in ons lewe en in die media. Met hierdie beginsel wat ek vir die verduidelik het, weerlê die Bybel die uitdrukking of die idee dan van moeder aarde. Jy het dit al baie gehoor? Moeder aarde, die een wat uit die aarde kom alles wat goed en reg en mooi is. Nee. Die Bybel sê van God kom alles wat goed en reg en mooi is. Hy het die aarde gemaak sodat die aarde plante kan gee. As jy moeder aarde loof daarvoor, dan mis jy die punt. Dan mis jy die doel. Want jy sien nie die skepende hand van God raak nie. Dit is asof mense die kapasiteit vir lewe, die potensiaal vir lewe toeskryf aan moeder aarde. En hulle sien nie die hand van God raak nie. Dis op die bevel, dis volgens die wil en die doel van God, wat hierdie dinge na vore kom. Die oorvloed van die wêreld, van hierdie aarde, is 'n rede om dankbaar te wees. Om te roem in God se goedheid. Die manier wat jy iets plant en dit groei, moet ons elke keer verstom laat. Want dit is God se goedheid. God se instandhouding, God se werk, die werk van sy hande. Geen wonder dat hy daarna gekyk het en gesien het, dit was goed, vers 12. Toe sien God dat dit goed was. Dit kan nie anders nie. Bring ons by 'n tweede gedagte, en dis so eenvoudig as wat dit is. God het die plante gemaak met 'n doel, ek gaan nie alles herhaal nie. Dis so eenvoudig as wat dit is. Maar kom ons kyk na
die evolusieteorie in die tweede plek. En ons moet evalueer. Kom ons wees nugter. Kom ons wees objektief en nugter. En ons kyk na aansprake wat die evolusieteorie maak. Oor die nou, luister mooi, dis 'n minderheidsverslag. Dit wat ek vanoggend vir u gee, is nie die stem van die samelewing noodwendig nie. Dis God se woord. Maar as jy aan die kant van God se woord staan, dan is jy altyd aan die wenkant. Dis waarmee ek myself altyd troos. So bly net staan by die Bybel. Ons moet seker maak ons verstaan die Bybel reg. Oor die afgelope 150 jaar het die mensdom 'n alternatief vir die skepingsleer gevorm. En ek glo die ou duiwel met sy leuns was definitief betrokke, maar hierdie alternatief staan bekend as die evolusieteorie. Evolusie ontken die skepingskrag van God. Evolusie ontken God se kreatiewe handelinge van God het gemaak, God het besluit hoe dit moet wees. In plaas daarvan dat elke spesies, soos wat die evolusie sê, geleidelik oor miljoene en miljoene jare gevorm is, geleidelik uit 'n laer vorm. Dit het mos begin by 'n eensellige organisme wat uit niks uit ontstaan het, so tussen hakies, en dit het beter en beter geword, naderhand 'n bolletjie slijm, en naderhand het hierdie slijm begin rondswem, en naderhand het hierdie slijm een of ander intelligensie gekry, en naderhand het hierdie slijm gesê, maar ek wil nou vleis hê, en toe kry hy vleis, en toe begin hy swem, en naderhand toe begin die swemmende wese sê, maar ek wil nie meer in die water wees nie, ek wil op die land wees. Dis die evolusieteorie. 'n geleidelike proses van willekeurige handelinge. Die term is natural selection. Dis nou soos wat die natuur homself uitgesorteer het en dinge gevorm het, natuurlike seleksie. Ek weet nie wat is die direkte vertaling nie. En sedert daar 'n publikasie ontstaan het, of die lig gesien het in 1859 van Charles Darwin, en die publikasie se naam is On the Origin of Species, het hierdie teorie gedien as die aanvaarbare, dis wat ons gaan glo. Want die alternatief is, as jy dit nie glo nie, dan moet jy die Bybel glo. En wie wil nou die Bybel glo, sê hulle? So dis die alternatief wat die mens daar gestel het. En dit dien as 'n wetenskaplik regverdigde verwydering van God uit alles wat ons is. So ons wil nie hê God moet in ons geskiedenis wees nie. Ons as mens wil God se skepende hand nie erken nie, so ons het ons eie teorie geskep. Dis ons teorie en ons sê dit is wetenskaplik. Philip Johnson, 'n man wat, ek dink hy leef nog, ek is nie 100% seker nie, maar ek dink hy leef nog. Hy was 'n professor aan Berkeley Universiteit in Amerika, liberale universiteit so tussen hakies. Maar Philip Johnson het tot bekering gekom en baie slim, 'n baie begaafde man. En as gevolg van dinge wat in sy lewe plaasgevind het en ook onder andere lees hy 'n boek van Charles Darwin, het hy gesê Darwin se retoriek, en hy praat toe van hulle as die ouens wat die evolusieteorie ondersteun, wat dit daar gestel het. Hy sê hulle retoriek het verdag voorgekom. Hy in sy woorde, dit is asof hulle iets wil wegsteek. So het Philip Johnson artikels begin skryf en sy gedagtes wat hy bepeins het, neergesit op papier. En hy skryf en hy sê sodra jy die evolusieteorie as 'n aan aanhalingstekens as 'n feit aanvaar, dan beteken dit, en ek haal aan, that all living things are the produce of mindless material forces such as chemical laws, natural selection, and random variation. So God is totally out of the picture. Dis die logika, as jy sê ek glo die evolusieteorie, dan sê jy eintlik ek neem God uit die prentjie uit. Want die twee kan nie self, of die twee kan nie saam bestaan nie. Julian Huxley, dit is nou Thomas Huxley, 'n groot vriend van Charles Darwin se seun, wat self 'n baie bekende evolusie voorstander was. Hy het gesê, en hy sê dis die aanspraak van die evolusieteorie, en ek haal aan,
in the evolutionary pattern of thought, there is no longer either need or room for the supernatural. Het is nie nodig om die bonatuurlike te glo of om dit enigstens 'n kans te plek te gee nie. Daar's nie plek daarvoor nie en is nie nodig daarvoor nie. The earth was not created, it evolved. So did all the animals and plants that inhabit it, including our human selves, mind and soul, as well as brain and body. So did religion. Weet jy wat doen hy met daai woorde? Hy trek die swaard uit en hy sê, ons maak oorlog teen godsdiens. Ons wil godsdiens nie hê nie. Jy kan of godsdienstig wees, of jy moet die evolusieteorie glo, maar jy kan nie die twee saam hê nie. Nou gegeewe die blaatante vyhandigheid, die teenkanting wat van evolusie se kant kom, is dit vir my verstommend, dat jy soms kyk na Christelike, en nou moet ek dalk ook in aanhalingstekens sê, sogenaamde, miskien Christelike uitsprake wat gemaak word, dat God saam met die evolusie gewerk het, en dat God evolusie gebruik het, ensovoorts, ensovoorts. Christene poog, en weer eens Christene in aanhalingstekens, poog om evolusie in hulle geloof te akkommodeer op een of ander manier. En die rede daarvoor is, weer eens, omdat die wêreld vir jou sê, maar evolusie is 'n feit. Jy kan nie daarteen stry nie, dit is 'n feit. Hulle sê dit, hulle kan dit nie bewys nie, maar hulle sê dit. En natuurlik, soos wat John MacArthur, ek het dit verlede week aangehaal, sê dit is 'n kulturele skande eintlik maar. Jy weet, mense gaan frons as jy vir hulle sê, jy glo nie hierdie goed nie, want almal glo dit. Jy gaan lyk soos die nar in die kamer, jy gaan lyk soos die ou wat, jy weet, sy breins by die deur gelos het toe hy ingekom het, want almal praat van hierdie wonderlike wetenskap en jy praat nie saam nie, jy sê God het alles gemaak. So dis 'n skande. Ek wil vanoggend vir u sê, dit is nodig om te weet, evolusie, die evolusieteorie, is nog nooit as waar en wetenskaplik bewys nie, ten spyte van opspraakwekkende mediaberigte daaroor. Die groot kanonne, die media stemme van ons dag, al die programme, al die koerante, jy is die minderheidsstem as jy sê, ek glo die skepping het plaasgevind soos wat die Bybel sê. Want almal glo die evolusieteorie, en as ek sê almal is dit oordrywing, maar dis omtrent almal. Daar's 'n artikel in 2010, wat die lig gesien het, in die Universiteit van Kalifornië, en hulle skryf die volgende, hulle sê, mense en chimpansees, nou jy weet mos nou van Darwin se teorie, né? Eers viervoetig het die nou rondgeloop en soos 'n aap, en toe naderhand begin reggekom en toe jy naderhand die uiteinde daarvan is Homo sapiens wat ons is, mens van ape af. Nou hierdie artikel van die Universiteit van Kalifornië sê, en dit was opspraakwekkende een, dis ook, ek lees net die opspraakwekkende goed, ek het nie tyd om al die nonsens te lees nie, so ek moet net gaan kyk na die bekendes. Hulle sê mense en chimpansees deel 99% van hulle DNS. So ons is 99% dieselfde, 1% verskil. Die afleiding wat hulle maak is, luister nou na hulle logika. Soos 'n mens en 'n chimpansee volgens hulle 99% ooreenstem, dan moet ons, in hulle woorde, 'n common ancestor hê. Dis die afleiding wat hulle maak. Hierdie soort, weer eens in aanhalingstekens, bewyse wat hulle gee, is baie intimiderend vir kinders van die Here. Is baie intimiderend vir my, want ek het biologie so gou as moontlik gelos op skool. Dit is nou nie my, ek smal oor die plante lewe en ek smal oor die diere, maar ek het nie daai ding gesien gebeur nie. So, om intellektueel kers vas te hou met hierdie wetenskaplikes wat nou begin praat van al die soortgenaamde bewese feite, is baie intimiderend. Hoe kan jy vasstaan met jou siening in die spervuur van dit wat algemeen aan die gang is in die wêreld? Gelukkig het ons mos nou slim ouens ook in ons span, wat lief is vir biologie, en wat dit bestudeer. En as jy kyk na hierdie artikel, dan lees jy dat, wat hierdie mediaberig nie sê nie, is dat, om by die 99% ooreenstemming te kom tussen 'n mens en 'n chimpansee, moes hulle eers sowat
groot dele, ek gaan net nou sê 28%, moes hulle groot dele van die DNS uitsluit, omdat dit so radikaal verskil. Dit het so ver verskil, hulle kon dit nie vergelyk nie. So hulle sê, goed, kom ons ignoreer dit net, ons vat die wat min of meer dieselfde is, die deel van die DNS wat min of meer dieselfde is, en ons vergelyk dit. 'n ander belangrike ding is, as gevolg hiervan, het hulle 28% van die totale DNS uitgelaat, so meer akkurate syfer sou wees, mense en sjimpansees se DNS stem sowat 68% saam. So ons deel nagenoeg 68% ooreenkomste in ons DNS. Voorts, hier's 'n interessante een. Die slim ouens sê, en ek praat uit hulle mond uit, ek weet van DNS niks. Ek sien net die prentjies, dit lyk baie indrukwekkend en al die mooi goed, die stringe wat hulle so teken. Al sou mense en sjimpansees 1% verskil in hulle DNS. Is 1% verskil 'n massiewe verskil? Al sou hulle net 1% verskil. Nog 'n belangrike saak sê die ouens wat weet, dat hulle voorveronderstellings, met ander woorde, jy kan sê hulle vooroordeel, as hulle praat oor hierdie goed, speel 'n baie groot rol in hulle interpretasie van die data. Dis wetenskaplikes, ons met dik brille en wit jasse, en hulle kyk na hierdie goedes en hulle sê, kom ons ontleed dit so, en die interpretasie van die data is met vooroordeele. Hulle kom met 'n opgestelde idee alreeds na die data toe. En die laaste ding wat ek wil sê is, die Bybel gee 'n verduideliking waarom daar sekere ooreenkomste gaan wees tussen 'n mens en 'n sjimpansee se DNS. En dit is bloot net omdat ons soogdiere is. Omdat ons vleis het. Daar is ooreenkomste. So die basiese chemiese masjinerie binne in die selle, wat bloot wys dat daar is ooreenkomste, is nie te sê ons het dieselfde oervader nie. Dalk verwys dit na ons het dieselfde skepper. En daar's 'n plan. Daar's 'n rede hoekom daar ooreenkomste moet wees, sodat ons God kan verheerlik op spesifieke maniere. Nou hierdie beweringe, weer eens in aanhalingstekens, behoort nie 'n bedreiging te wees vir iemand wat die Bybel glo nie. Wanneer die slim ouens kom en hulle beskryf in detail hulle bevindinge en hulle navorsing en hulle skryf artikels en hulle skryf dik boeke oor al hulle dinge, dan behoort ons, as ons dink aan wat die Bybel sê, in eenvoud te kan antwoord en sê, wel my Bybel sê, 'n sjimpansee of vir daardie doel eintlik die diereryk en die mens word beskryf in Genesis 1 vers 24 en in Genesis 2 vers 7 as lewende wesens. Ons is lewende wesens. So daar gaan ooreenkomste wees. En ons moet net nugter daaroor dink en sê, maar dis nie te sê ons kom van dieselfde oerpa af nie, van dieselfde selletjie af nie. Dit is te sê ons het dieselfde skepper met 'n plan. Boonop is daar natuurlik Bybelse redes waarom God die mens gemaak het met biologiese ooreenkomste as die laardiere, sodat ons kan saamwerk en saam sekere dinge kan bereik in God se skepping. Dis omtrent waar my tegniese goed gaan eindig, maar ek wil net dit sê. Ons hoef nie onkundig te bly nie. Ek wil u aanmoedig, daar is webblaaie, daar is publikasies, daar's goeie boeke. Ek dink byvoorbeeld aan Answers in Genesis, ek dink aan Creation Science Ministries, wat dis bedieninge, wat kinders van God toerus, dis wetenskaplikes, wat hulle tyd daarin wy om te sê, jy hoef nie hierdie ouens te glo nie, hier is die feite. Die Bybel sê so, dit word versoen met wetenskap. Die Bybel staan nie 'n tree terug vir die wetenskap nie, want hy's waar, en hy sal vir altyd waar wees. Kan ek in hakies net sê? Ek hou van 'n boodskap, wanneer ek hierdie boodskap oor 20 of 40 jaar as die Here vertoef om te kom en ek leef nog, weer moet preek, dan wil ek graag dieselfde goed preek. Miskien hier en daar 'n bietjie ekstra inligting, want dan het ons slimmer geword, hopelik teen daai tyd. Maar niks hoef te verander nie, want die beginsels van die Bybel bly dieselfde. Dis 'n goeie boodskap. Dis waarby ons moet bly. Derde gedagte. Kom ons kyk na die Bybel en evolusie. Die vraag wat Christene, wat kinders van die Here moet vra is, hoe stem die evolusieteorie ooreen met die Bybelse vertelling, die Bybelse vertaling, of vertelling althans, van die skepingsverhaal? Hoe stem dit ooreen?
Kan 'n mens dit versoen? En ek hoop ek was nou duidelik genoeg dat jy op hierdie stadium baie duidelik kan sê, nee, jy kan dit nie versoen nie. Daar is verskeie argumente wat toon dat die twee benaderings is vyandig. Jy kan nie die een met die een hand vashou en die ander een met die ander hand vashou en sê, wel ek glo albei nie. Jy glo of die een, of jy glo die ander. Evolusie sê die oorsprong van spesies is te danke aan 'n doellose biologiese proses wat toegeskryf word aan miljoene en miljoene jare, terwyl die Bybel God verklaar as die skepper. Ek het vir julle gesê, as jy net Genesis 1 vers 12 lees, dan sien jy, so God het 'n boom gemaak met saad. Waar kry jy appels? Van 'n appelboom, met saad, in die appel, vir appels. Dis hoe dit werk, volgens hulle soorte. God het dit met 'n doel, volgens sy wil, geskape, ordelik soos wat hy is. Nou, 'n besondere probleem om Genesis 1 by die evolusieteorie te akkommodeer, en dis wat party ons wil doen, is die klem wat in vers 11 en 12 gelê word. En dit is die voortplanting en hoe God dit ontwerp het. Vers 12 sê, die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee, volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed is. So God het die plante groei, dis vrugte en nie vrugte draande plante, elkeen volgens hulle soorte geskep. En dit klink miskien baie simplisties, maar hier is die saak. Weereens, ek is nie bioloog nie, maar as jy die soorte dan vat van Genesis 1, hierdie woord, volgens hulle soorte, en daar's baie wat daaroor gesê kan word, ek wil dit baie eenvoudig probeer hou, dan is dit dalk simplisties om te praat van die soorte as spesies, maar die beginsel bly dieselfde. Dink saam met my. As jy die biologiese term, en ek gaan so 'n bietjie oor die grens net vinnig terwille van die illustrasie. Die biologiese naam vir byvoorbeeld honde is canis. Ek hoop ek spreek dit reg uit. So jy kry verskillende verbuiginge. Maar dit is ook dieselfde naam vir byvoorbeeld wolwe. Saam met hierdie canis kry jy ook Canis lupus, dis wolwe en huishonde. Canis mesomelas, wat ons rooi jakkals is, wat ons in Suid-Afrika het, wat vir die skaapboere so verpesting is. Binne 'n familie het jy verskillende, binne die Canis familie het jy verskillende variëteite, as jy dit wil noem. Maar tog, binne so 'n familie kan sommige van hulle voortplant. Hulle sê vir my, en ek praat uit die mond van slim ouens uit, sekere hondespesies kan met wolwe paar en 'n kleintjie voortbring wat kan voortplant. Dis die groot kwessie. So voortplanting is moontlik met sekere van die spesies. Maar jy kan nie 'n rooi jakkals met 'n hond kruis nie. Kan nie werk nie. Daar's 'n probleem. So selfs binne die families of genusse dan, as jy die regte woord wil gebruik, maak die verskillende genetiese verskille dit onmoontlik om byvoorbeeld sekeres met sekeres te probeer forceer. Kom ons kruis hierdie. Nou evolusie werk so. Evolusie sê elke spesies, alles wat bestaan, het geleidelik ontstaan van 'n laer, eenvoudige na baie gesofistikeerde wat ons vandag het. En dit is nog steeds besig om te ontwikkel deur middel van genetiese aanpassing. Maar Genesis 1 vers 11 sê, en ons is nou weer terug by die planteryk, God het gemaak, beginsel is dieselfde, elkeen volgens hulle soorte, in spesies, volgens hulle soorte. So hierdie onderskeid het duidelik betrekking op voortplanting. Plante gee saad volgens hulle soorte. 'n Tamatieplant gee tamatie-saadjies, en as jy dit gaan plant, dan kry jy tamatieplantjies. In 'n nie tegniese sin word evolusie op twee maniere gebruik. Mikro-evolusie en makro-evolusie. Mikro-evolusie, en ek praat maar wyd, beteken genetiese variasies. As gevolg van omstandighede word sekere plante oor 'n tydperk weliswaar
aangepas, pas hy self aan by sy omgewing. Diere doen dit. Ek weet vir 'n feit dat die byvoorbeeld die vlakvarke van die Oos-Kaap het baie kleiner of groter Hannes. Waar's Hannes nou? Hulle het groter tande hier, né? Of het hulle kleiner tande? Groter tande. Ek het in die Noord-Transvaal vlakvarke laas geskiet en daar is hulle tandjies dink ek kleiner. Ek is nou nie 100%, maar daar's 'n verskil. Die kudu's verskil. Die diereryk verskil van streek tot streek as gevolg van plante wat hulle vreet, as gevolg van die weeromstandighede. Dis mikro-evolusie, variasies binne 'n familie. Makro-evolusie is wanneer 'n kudu oor 1 miljoen jaar 'n ruimtevaarder gaan wees. Want dit is oor sy familie, oor sy genus wat hy gaan ontwikkel en iets anders gaan word. En dit gebeur net nie, daar's geen bewyse daarvoor nie. Letterlik geen bewyse daarvoor nie. So in sy ware betekenis is evolusie, volgens hulle, die skep van nuwe organismes. En dit het nog nooit plaasgevind. Dit het nog nooit plaasgevind na die skepping nie. God het geskep, volgens hulle soorte bepaal dat hulle sal voortplant, en sal aanhou bestaan. Sommige spesies het al uitgesterf, maar dit is hoe dit werk. Makro-evolusie het nog nooit weer plaasgevind. Mikro-evolusie, dit sien ons. My pa het op 'n stadium, baie jare gelede, was ons in 'n pastorie in Meyerton wat 'n hoenderhok gehad het. En hy het begin speel met hoenders. En dit was sy stokperdjie. So hy het 'n hoender gevat en dan sit hy die eier by daai eier en hy vat hierdie haan by die hen en hy het vir homself oor 'n paar jaar het hy vir homself 'n baie goeie spesie hoender opgebou. Tussen koekoeke en Orpington Buffs en ek weet nie wat alles nie. Hy het hulle en dan onthou ek hoe skryf hy met 'n potlood op die eierdop. Hy het presies geweet watter dag broei daai eier uit. En hy het vir homself 'n spesie so gemaak. Dat ek onthou op die deur was altyd 'n veiling en die boere was altyd mal oor my pa se hoenders want hy het sy uitskot het hy op die veiling op die deur gaan verkoop. Maar hulle was mal oor sy hoenders want hulle was goeie lekker vleishoenders en hulle was gehard en hulle was mooi en hulle was alles. Maar dis mikro-evolusie. Dit ken ons, dit sien ons. Makro-evolusie gaan jy nie sien. Dis hier waar die skepingsleer en evolusie verskil. Duisende jare se versigtige teeling onder diere en plante, nie lukrake mutasies, soos wat ons die terme ken nie, maar opsetlike genetiese manipulasie. Gee byvoorbeeld vir ons, al ons verskeidenheid honde. Daar's 'n verskil tussen 'n Chihuahua en 'n Great Dane. Letterlik 'n groot verskil. As jy hondekos moet koop, gaan jy dit weet. Maar dit wys net daar is veranderinge en variasies binne spesies, binne families. Maar daar's niks van 'n hond wat oorgaan en nou word hy 'n perd of 'n sleepdier of iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Nou in teenstelling met wat ons tot dusver gesien het in die skepping, en ek wil terugkom na die skrif. In die skepping het u nog elke keer die klem gesien op, daar's orde, daar is doel, daar is 'n plan, volgens God se wil. In teenstelling daarmee sien jy met die evolusieteorie, chaos en veranderlikheid, daar's geen orde nie. Die goddelike skeppingspatroon, die konsekwentheid, is 'n uitvloeisel van God se karakter. Dis nie daar by die evolusieteorie nie. Evolusie se, in aanhalingstekens, wetenskap is gefrustreerd. Weet jy hoekom? Ongeag wat hulle vir jou sê, hulle soek nog na die missing link. Weet jy wat is dit? Hulle soek nog die skakel. Wanneer hulle sê, hier's 'n mens en daar was prosesse, of hier's 'n aap en hier was prosesse en hier's die mens, waar's die tussenganger? Waar's die skakel tussenin? Want daar's nog steeds ape en daar's nog steeds mense. Maar die skakel, hulle is gefrustreerd om bewyse te vind van hulle sogenaamde natuurlike seleksie wat tot nuwe soorte spesies sal lei. Ek wil vir u sê, dit verg enorme geloof om die evolusieleer te glo.
Is maklik om die skepping te glo. Jy glo. Dit wat ek lees in Genesis, dit maak sin. Dis logies, dis ordelik, daar's doel, daar's alles wat uit God se karakter vloei, sien jy in sy skepping. Dis maklik om dit te glo. Dis maklik om dit te verklaar. Evolusieteorie is moeilik. Ek wil afsluit met die effek op die Christendom. Evolusie se effek op die Christendom. Ons behoort die evolusieleer te verwerp. Ek wil vandag 'n beroep op u doen, as u kindertjies het. As u nog kleintjies het wat met skool toe gaan, die mamma's daar agter moet nou luister, want een van die dae gaan jou kind skool toe, en nog voor skool gaan hulle in die biblioteek al kaap, met hierdie gedagte van miljoene en miljoene jare gelede, en dan vertel hulle al hierdie stories, wat moeilik is om te glo, maar dit word oor en oor en oor vertel, en naderhand aanvaar hulle dit moet seker maar waar wees, want ons hoor dit nou al 100 keer. Teen logiese denke, teen enige bewese feite, word hierdie goed in op hulle afgeforceer. Maar ons moet dit verwerp. Belangriker nog net as logiese denke ensovoorts, die Bybel bewys iets anders. As jy die evolusieleer wil glo, dan moet jy sekere leerstellings waarop die Bybel baie duidelik is, totaal en al weggooi. En ek wil vinnig net 'n paar noem. Die eerste een is die leer oor die Bybel, die leer oor die skrif self. Ons het die fundamentele teenstrydigheid tussen die Bybel en die evolusieleer nou al vir u uitgewys. En ek het vir u gewys hoekom jy nie albei kan glo nie. So as jy vandag sê ek glo die evolusieteorie, dan moet jy jou Bybel eintlik weggooi. Want dan wil jy nie die Bybel glo nie. Jy kan nie albei glo nie. Dan moet jy jou leerstellings oor die Bybel verander, want die Bybel sê iets anders. En as jy sekere verse van die Bybel wil uithaal, waar gaan jy eindig? Die tweede ding wat ons moet weggooi is die leer aangaande die mens, leerstellings oor die mens. Die mens onder die evolusieteorie is definitief nie God se unieke beelddraer nie. Die mens is net 'n gevolg van allerlei biologiese prosesse. Ja, jy was op 'n stadium 'n bonneltjie slyk. En ons het so geword. En as jy so daarna kyk, dan is ons nie meer 'n unieke, die kroon van God se skepping nie, maar jy is eintlik net 'n gevolg van allerlei prosesse. Vir kinders van God om die evolusie te probeer akkommodeer, sal 'n ramp wees. In die sekularisme, in die leegheid, in die wanhoop, in die selfveragting wat daarmee saamgaan. Geen wonder die aanhangers van die evolusieteorie het geen respek vir ander en hulle eie liggame nie. Dis mos maar bloot net 'n biologiese kwessie. Jy's maar eintlik net 'n dier. Jy's eintlik maar net soos 'n dier. So as jy optree soos 'n dier, moenie my blameer nie, dis waar jy vandaan kom. Dis hoe hulle dit afskryf. Om mense te vertel dat hulle maar net effens hoër weergawe van ape is om hulle eintlik terug te wys na hulle dierlike instinkte. Wat het geword van die menslike geslag? Die gedagte dat die mens is God se beelddraer. Volgens evolusie is ons eintlik mededingers. Ons moet nie saam staan en saamwerk nie, ons moet stry, want jy's my mededinger. Ons moet om oorlewing veg. En ek moet in my superieure intellek probeer om ander sleg te laat lyk. En ek moet hulle probeer onderwerp, want elke ander lewende mens is vir my DNS 'n bedreiging. Daarom moet ek nie kies met wie ek vriende wil wees na gelang van wat hulle glo en hoe ons saam die Here kan dien en hoe ek ander kan help en bemoedig en aansterk nie, maar ek moet almal sien as 'n vyand, want dis wat die evolusie jou leer. Kan jy sien hoekom ons lewe is waar hy is, die samelewing. Evolusieteorie is natuurlik ook versoenbaar met rasisme. Dis waar baie van die nonsens ontstaan het. Ons is maar eintlik net dele van 'n mensdom, sommige hoër, ander laer, en die swakkes moet die slegtes oorheers. Nou verstaan my reg, ek wil nou nie hier oor te veel tyd, want ons tyd is eintlik al klaar verby. Daar bestaan so iets, dat sommige van ons is slimmer as ander. Sommige van ons is beter as ander, want ons verskil.
En volgens daardie rangorde behoort ons samelewing regverdig ingedeel te wees. Daar's baie dinge wat ons daaroor kan sê. Maar nie om te heers nie, maar om God te verheerlik. Dis die enigste oplossing vir enige kwessie van enige land. Die waarde van menslike lewe vir die evolusionis, of vir die ou wat die evolusieteorie glo, moet ek miskien sê. Die waarde van die mense lewe is net, hoeveel waarde kan jy toevoeg? En sodra jy in daai rigting begin beweeg, kyk waar gaan jy eindig. As jy hierdie siening volg, dan sal jy baie vinnig ook glo, wel, as 'n fetus misvormd is, as hy nie volmaak geskape is soos wat ek dit wil hê nie, dan kan ek hom mos maar aborteer. Want dis net 'n fetus. Dis wat die evolusieteorie voorstaan. As jy kyk na bejaardes en verswaktes, dan sê hulle, jy mag maar hulle lewens vroeg beëindig. Want dit is immers net 'n stuk vleis. Sien jy hoe vinnig het ons gekom van, maar die evolusieteorie klink vir my normaal, na ons kan nou maar aborteer en ons kan maar genade dood toepas soos wat dit ons pas. Goed en reg is dan in my hand. Jy sien, volgens evolusie is die waarde van menslike lewe gebaseer op die waarde wat jy kan toevoeg tot die genepool. Dis 'n teorie wat reeds die einste barbaarsheid voortgebring het as wat ons in ons samelewing sien. Barbaarsheid in 'n moderne samelewing is te wyte aan hierdie tipe gedagtes. Soos wat jy glo, so gaan jy optree. Daarom lewe ons in 'n post-Christelike samelewing. En mense vra, hoekom gaan dit so in die wêreld? Want hulle die woord van God verwerp. Waarmee gaan hulle oorbly? Ons moet ook die leer van sonde by die agterdeur uitgooi as ons sê ons glo die evolusieteorie. Want sonde, as jy sê glo die evolusieteorie, gaan jy nie sê sonde kom van die tuin van Eden af, dis 'n geskiedkundige verhaal en ons gaan nog daarby kom. Maar dan gaan jy dit nie glo nie. Jy gaan sê wel, in ons primitiewe toestand moes elkeen nou maar doen soos wat vir hom goed en reg is, en dit is hoekom mense optree, dit is hoekom mense doen, dit is waarom sielkundiges vandag analiseer en diagnoseer soos wat hulle doen, want hulle dink met hierdie persepsie, hulle kyk met hierdie perspektief na die mense lewe. So sonde is iets wat is dit? Dis 'n konsep wat jy vir jouself gevorm het. Jy moet die Bybel en die leer van sonde wat uit die Bybel uitkom, daarmee weggooi. Die historiese werklikheid van Adam en Eva is weg. As jy die Bybel wegvat, waar gaan ons sê, waar kom ons vandaan? Volgende is die leer oor die dood. Mense kom vandag en hulle wil die dood maak as eintlik maar deel van die lewe. Nee, dis maar soos die circle of life, waar soos die Lion King nou. Jy weet, dis maar, jy is gebore, jy gaan doodgaan, en dood moet jy omarm, dis hoekom mense so behep is baie keer oor die dood, met die skedels en die bene en die goeders. Dis 'n omarming van dit wat gebore is in 'n sekulêre teorie, weg van die Bybel. Terwyl die Bybel ons leer, waar kom die dood vandaan? Die dood is God se oordeel, God se toorn oor sonde. Weereens, as jy die Bybel weggooi, waar bring dit jou oor die dood? Ook die leer oor etiek en moraliteit. 'n man met die naam van Pieter Enns. Nou Pieter Enns, ek het 'n bietjie van sy goed gelees en ek is nie so seker ek stem 100% met alles wat hy sê saam nie, maar hy's 'n kind van die Here, 'n belydende Christen, maar hy sê die volgende. En ek het dit vir u vertaal. Sommige gedrag wat Christene nog altyd as sondig beskou het, word uit 'n evolusieperspektief verstaan as 'n manier om oorlewing te verseker. Byvoorbeeld, die aggressie en dominansie wat verband hou met 'n oorlewing van die sterkste en seksuele losbandigheid om jou genepool te verseker. So met ander woorde, die optrede, en ek praat nou spesifiek van moraliteit, etiese kwessies. As jy dink in terme van evolusieteorie, dan word al hierdie goeders aanvaar, want dit gaan oor, in verskoon die Engelse uitdrukking, survival of the fittest. Wat is reg en wat is verkeerd? Daar is nie reg en verkeerd nie, want jy moet net oorleef. Nou, ek wil weer sê, ek stem nie noodwendig met alles wat Pieter Enns gesê het saam nie, maar hier is hy op die nommer. Ook die leer van verlossing.
Ons verkondig die evangelie. Ons is lief vir die evangelie, want ons ken die Bybel, ons leer die Bybel. En die Bybelse leer van Adam, ons pa, ons almal kom uit Adam uit. Dis waar sonde die wêreld ingekom het. Maar dank God, daar was 'n tweede Adam waarvan die Bybel praat. Die eerste Adam het ons in sonde gedompel, die tweede Adam, deur hom word ons gered. As jy die leer van die evolusie aanhang, dan moet jy die leer van versoening weggooi, want jy glo in elk geval nie aan Adam nie. Paulus het dit mooi saamgevat, 1 Korintiërs 15 vers 21-22. Hy sê, want aangesien die dood deur 'n mens is, verwys nou na Adam, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, dis Jesus. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Dis waar die term vandaan kom, die tweede Adam. Ons het in Adam gesterf, jy word gered deur die tweede Adam. In Christus word jy gered. Onder die evolutieleer is die evangelie nie nodig nie, want daar is nie 'n sondeprobleem nie. Dis net 'n mite. En as jy op daai roete begin gaan, as die skepping 'n mite is, as die sondeval 'n mite is, dan is die evangelie net dit, 'n mite. So dan moet jy die evangelie weggooi. Maar laastens, jy moet die persoon en die werk van Jesus Christus ook dan weggooi. Wat beteken dit dat Jesus mens geword het? Hoekom is dit so belangrik dat hy, in ons bely dit in ons geloofsbelydenis, né? Gebore uit die maagd Maria. Hoekom is dit so belangrik dat Jesus gebore moes word uit 'n vrou, gebore moes word uit 'n maagd? Daar's bepaalde redes vir hierdie dinge. Hoekom? Sodat hy in my plek kon sterf. Hy moes mens word om 'n mens vry te koop. As jy wil vrykom van jou sonde, het jy 'n offer nodig wat volmaak is, sonder sonde, en gewillig is om vir jou te sterf. En sulke offers is baie skaars. Om die waarheid te sê, daar's nog net een. En sy naam is Jesus. As jy die evolusieteorie vat en jy glo dit, dan moet jy Jesus weggooi, want jy sê, hoekom het ons hom nodig? Hoekom moet sy mens word? Dis in elk geval net 'n mite. Boonop, as Jesus net nog 'n tak is van Homo sapiens, onthou, hy is ook Homo sapiens geweest, maar hy was 'n laer klas, want hy was 2000 jaar gelede hier, sê die evolusieteorie. Ons is verhewe bo hom, sê die evolusieteorie. Vriende, jy kan nooit in 'n rigting gaan nie. Kan jy sien watter implikasies bring dit wanneer jy begin om net te dink in die rigting van miskien is daar waarheid in. Daar's geen waarheid in die evolusieleer nie. Net soos die persoon van Jesus Christus onder die evolusie verminder word, eintlik nietig verklaar word, net so word sy reddingswerk onnodig verklaar. Hoekom was dit nodig? Hoekom moet jy gered word? So die leerstellings waarvoor ons so lief is, die leerstellings van die plaasvervangende dood van Jesus, sy geregtigheid wat my deel word, saligheid uit die geloof, dis goed waarvoor ons lief is. Dis bloot net mites, dis bloot nie nodig nie, wanneer jy die evolusieteorie aanhang. Ek sluit af. Kan die Christendom vasstaan? Kan ons in ons postmoderne tyd ons stand handhaaf? Al is ons nie bioloë nie, al is ons nie wetenskaplikes nie, kan ons vasstaan teen die aanslag van hierdie sogenaamde wetenskaplike aanvalle? Die Bybel antwoord vir ons. Ons is in die begin van die Bybel, en ek het vir julle gesê, hier stel ons beginsels vas. Maar die Bybel gaan vir ons 'n antwoord gee oor, hoe gaan u en ek vanoggend hier wegloop, en ons dink, sjoe, maar die dominee, hy het nou baie wetenskaplike goed gepraat, maar wat moet ek nou doen? Hoe moet ek nou die ouens antwoord? Hoe gaan ek in my wetenskapklas vir die meneer of vir die juffrou sê, juffrou, ek glo nie daai goed nie, ek glo die Bybel. En as sy vir my sê, maar ek glo ook die Bybel, wat moet ek vir haar sê? Wat moet ek vir haar sê? Hoe moet ons optree? Wat moet ons doen? Ons bestudeer Genesis. Ek wil vir u die oplossing, die Bybelse oplossing gee, in die laaste boek van die Bybel, in Openbaring. Openbaring 12 vers 11 sê, en dis nou iets wat aan die einde gaan gebeur, maar dis vandag steeds van toepassing. Hulle het oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. Want hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Luister vriende,
en ek moet vandag besluit, wat gaan ons glo? En as ons sê ons glo die Bybel, dan moet ons nie skaam of bang wees om standpunt in te neem nie. Al het ons nie al die antwoorde nie, sal ons sê, ek staan by die feit, dat ek 'n verlore sondaar is, gered deur die genade van God, deur die Here Jesus, geloof in hom, het vir my saligheid gebring. En ek kan nie hierdie goeders alles antwoord nie, maar ek sê vir jou dit, jy gaan voor God staan, hy het jou gemaak, en as jy sterf, gaan jy voor hom staan, wat sal jy vir hom sê? Die bloed van die Here Jesus is nodig. Dis of in jou hart, of is onder jou voete, waar jy dit vertrap. Wat sal dit wees? Sien jy hoe nodig het ons die evangelie? Ons hoef nie wetenskaplikes te wees nie. Wees lief vir die evangelie, wees lief vir die woord. En laat die getuienis al die leuensprekers se monde snoer. Moenie bang wees nie, moenie terugstaan nie. Sê maar net, ek glo die Bybel. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, die tyd is baie min wanneer ons begin praat oor hierdie aktuele sake, dinge wat ons aandag verg, dinge wat definitief nodig het, dat ons daarby sal stil staan en dat ons dit sal bespreek. Maar ons wil pleit dat U ons genade sal gee om vas te staan, om moedig te veg. Die Bybel roep ons op om vas te staan in hierdie stryd, en dit is 'n stryd, sodat ons stem, ons hart, ons hele wese, saam met die skrif en die beginsels, die waarheid van die Bybel sal voeg. Daarom wil ons U lief hê, daarom wil ons U volg, daarom wil ons vir U leef. Want alles wat ons as 'n gesant van Jesus Christus uitleef, as ons waarlik gered is, as ons waarlik weergebore is, ons het die Heilige Gees in ons lewe, dan is ons gesante van die Here Jesus in hierdie wêreld. En alles wat ons doen word dopgehou. Maak ons goeie getuienisse. Maak ons beelddraers van God. Help ons om heilig te leef, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, sodat ons goeie ambassadeurs sal wees vir die waarheid. Ons eer U, Here, ons dank U vir U woord. Sonder dit, waar sou ons wees? Ons sou hier gestaan het met sekere menings, ons sou mekaar se menings moes opmeet. Maar ons het die Bybel, en dis al wat ons nodig het. Ons eer U, ons dank U. Amen.